Het jy al ooit daardie gevoel gekry dat jy nie meer kan nie? Jy kyk links en regs, maar dit voel asof net alles en almal teen jou gedraai het. Miskien is dit nie eers mense of actual vyande nie, maar daardie onsigbare druk van finansies of werk, jou gesondheid of verhoudings, en dan nog erger, daardie stem wat konstant fluister dat jy is alleen, God gaan jou nie hier uit help nie. Dis presies die plek waar Dawid homself bevind in Psalm 3. Sy eie seun, Absalom, het teen hom opgestaan. Nou, stel jouself net voor die hartseer van daardie verraad. Dis nie 'n politieke vyand of 'n magsvyand of iets, dis familie. Dawid, die koning van Israel, slaap nou onder die sterre as 'n vlugteling, en sy eie mense, sy eie volk spot hom en sê, hy het geen heil by God nie, God het hom gelos. En dan tog, in die donker nag van sy siel, bid hy in vers 4, maar U, Here, is 'n skild rondom my. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Ek hou van daardie beeld. Sy skild is nie net 'n stukkie yster wat hy in sy eie hand vashou nie, maar Dawid sê, die Here is 'n skild rondom hom. Dis 'n onbreekbare sirkel wat hom beskerm van alle kante af. Al lyk dit asof sy lewe dalk uitmekaar uitval, sê Dawid, my eer kom van U en nie van mense af nie. My kop hang nie in skaamte nie, want U lig self my kop. En dan sê hy die volgende ongelooflike woorde. Hy sê, ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. Hy staan my by, hy ondersteun my, hy stit my. Kan jy dit glo? 'n man op vlug, omring deur vyande, maar hy kan rustig slaap. Hoe maklik sukkel ons om te slaap of verloor ons slaap oor bekommernisse, finansies, werk, deadlines, verhoudings. Hier is die koning van Israel besig om te vlug van sy eie seun. Ergens lê hy buite, maar hy slaap rustig. Want sy rus kom nie van die wete dat hy veilig is in sy paleis met sy soldate wat hom beskerm nie, maar omdat hy weet God self hou wag oor hom. Dalk voel jy ook soms soos Dawid, omsingel, oorweldig, moeg. Dis in daardie oomblikke wat Psalm 3 vir ons fluister, jy is veilig, jy is beskermd. Jy hoef nie jou eie skuld te wees nie, jy hoef nie self jou kop op te tel nie. Jy kan gaan slaap met die wete dat daar is 'n God wat nie slaap of sluimer nie, wat jou eer herstel en wat jou naam vashou of beskerm wanneer ander dit wil breek. Dit beteken nie jou probleme gaan oornag verdwyn nie. Absalom het nie die volgende dag net pad gegee nie, maar dit beteken dat jy kan 'n ander soort vrede ervaar, 'n vrede wat jou dra deur die storm, 'n rus wat jou herinner dat jy is nooit alleen nie, want jy is beskermd. So in hierdie week, as die stemme weer harder begin word en jy voel dalk jy kan nie meer nie, of jy weet nie meer wat se kant toe nie, mag jy Dawid se woorde beleef en ook besef, U, Here, is soos 'n skild rondom my. U is my eer, en dit is U wat my kop ophou, wanneer ek self nie kan nie. Mag jy dit hierdie week ook in jou lewe beleef. Tot 'n volgende keer.